90.5. Ariana Venus met Memories maak op Groot FM 90.5 en ja, ek hou nog ons van as sy sê, hou jou droom van as jy slaap, want vanaand gaan ons Memories maak. Nou ek moet nog gaan droom, hierdie man het uit Droomland uit opgestaan om vanaand hier, of eintlik vanmôre, vanaand / vandag hier te wees. Ek is in gister, huis en môre, maar saam is ons in Vibestad. Bekend vir 'n vliegmasjien, hou my vas, nou ons en ook, hy weet dat ek weet, dat jy weet, dat ons almal later gaan weet, hoekom ons vanaand met hierdie man praat. Hy is Joe F, al die pad van Nieu-Seeland. My genigtig mens, hoe gaan dit? Ja, goed, dankie. Yes, dit is goed om met die Suid-Afrikaanse publiek weer te praat. Ag, ek is so bly, ek gaan nie my mooiste Afrikaans nou vanaand kan uithaal nie, maar ek is hier vir jou. Nee, ek like het, baie dankie man. Hoorie so Joe, kom ons praat gou eers voordat ons praat oor nuwe musiek, nuwe albums, al die lekker dinge. Ek wil net gou eers myself weer op jou map sit. So ek was nogals bietjie baie geskok toe ek 'n e-mail kry vanaf my musiekbestuurder om te sê jy praat met Joe. Ek soos van yes, hy gaan in studio sing en toe sê soos van nee my skat, en die man sit in Nieu-Seeland. When het jy die land van biltong en heuning en koeksisters verlaat? Wel, dit was, hoeveel, dit is nou 5 jaar terug. So, ja, dit is nou al 'n rukkie terug. Ja, ek het eers net onder Rusland gaan bly, die plek se naam is Georgia. Yes. Ja, vir 'n jaar, en toe begin die Oekraïense-Russiese oorlog hier. En besluit ek, dit gaan nie werk nie. En ja, dit gaan nie werk. Ja, ons loop. En kom ek Nieu-Seeland toe. En ja, maar hoor jy so, hier is nogal redelik, baie expats en goeders wat regtig die Suid-Afrikaanse mark heeltemal ondersteun. Glad nie hulle kultuur verander nie. So ons kultuur is actually baie sterk. Ek het nou al 'n hele paar shows ook gedoen hierso. En ja, dit is al feeskampe en allerlei goedjies. So dit is nogal great. So eintlik is jy maar net nie in 'n ander land nie. Jy is net in 'n ander provinsie van Suid-Afrika. Dit voel actually so. Ek het my hele vriendekring hierdie kant almal Afrikaans. So het 'n paar mense nou maar ekstra by ons altyd vriende gemaak of so, maar die res is eintlik heeltemal Afrikaans. So dit voel actually of jy net in 'n ander provinsie sit. Hoor ons gaan weer hier so 'n bietjie kuier en dan gaan ons hier, hoor ons braai en gaan te kere hier. Dis alles soos hulle noem dit 'n barbecue, maar hulle begin al braai sê. Asai, dis mooi, want as mense barbecue, ek's baie jammer. Hierdie show se naam is Weekstel Vibes. Moenie my vibe kom breek met 'n barbecue nie. Sis. Want 'n barbecue. Ja. En hulle leer al boerewors ook sê. So hulle like die boerewors en die biltong, so begin al hier in investeer. Dis baie great. Okay. So wat jy eintlik vir my sê is jy's Nieu-Seeland se Jan van Riebeeck. Ja. Jokesies, nee. Jy's regtig net iemand wat die Suid-Afrikaanse kultuur internasionaal maak, nee. Ja, ek probeer ons Afrikaans wakker en lewendig hou hierdie kant ook. So, dis baie lekker. Nee, ek is baie bly om ook te hoor dat jy 'n bietjie perform daai kant en jy deel jou Afrikaanse musiek. Was jy al weer terug in Suid-Afrika? Yes, ek was 1 keer terug, maar dit was nie vir lank nie. Ek het 'n paar mense toe gekry. Dit is hoekom ek eintlik met die album begin het, vanaf ek weg is. Kyk, my laaste album was 4-5 jaar terug. En ek het baie navraag gekry. Hoor, bring net iets uit, hoor jy ons weet asseblief wanneer gaan ek terugkom en al sulke dingetjies. En toe skryf ek maar net die album het begin met daai hele ding van die jy weet goed wat ek deur is deur die afgelope 4-5 jaar. En toe besluit ek net, weet jy wat, is klomp mense wat vra. En toe begin ek maar skryf oor goedjies wat gebeur het en hoe jy voel en allerlei goeters en luister na al die nuwe klanke waar ek was. Ek bedoel, ek het heeltemal 'n nuwe klank ontdek of sound ontdek wat lekker was. So dit was vir my nogal heel interessant geweest. En dit is hoekom ek die album gedoen het. En toe is daar nou 'n paar mense wat klaar vir my gesê het, as die album nou uitkom dan gaan ons ietsie reël en ons moet 'n tour reël en alles. Toe sê ek,
Dis reg, ek sal. Oh, okay. En toe het jy al begin toer of het jy jouself toe gaan toesluit in die kamer? Nee, ek het klaar begin. Ek het al 'n launch gehou hierdie kant en dit uitverkoop en dit was great geweest. En dit was sommer saam met die Suid-Afrikaanse game en toe wen ons ook. So dit was great, Springbokke. Yay! So jy was die rede en dit is hoekom dit alles so uitwerk want jy was ons geheime wapen. Ja, exactly. Hier in Nieu-Seeland terwyl hulle speel. Yes. En toe wen ons verskriklik ver met 'n rekord mos. So dit was great vir my. En ja, en so ek is definitief in besprekings met 'n paar peoples vir volgende jaar, miskien vir 'n toertjie met die album en sulke dinge. So ja, daar is definitief. Dis verskriklik lekker om bietjie soos al klaar planne te kan hê en vooruitsigte vir die nuwe jaar. Ek moet net eers weet of jy gaan oorleef. Soos kry jy nou nog steeds 'n vuil kyk of twee wanneer jy daai Springbok hempie in die strate van Nieu-Seeland uithaal of is jy nou al veilig en het jy pepperspray? Ek het nog nie die pepperspray nie, maar ek het spikes nie, ek joke. So is alles good. Maar hoorie so nee, is baie banter. Kyk, jy gaan dit altyd kry. Kyk, ek dink van albei kante af is altyd maar so sore losers, maar hulle vat dit nogal ernstig hoor. Ek moet sê, kyk, ons vat dit op die chin en ons sê, okay, hoorie, dit het gebeur en daar is nog baie keer goedjies wat gebeur, maar as hulle wen, kyk, dit is 'n rote haai hoor. Dit is totaal is nou absoluut niks. Jy slag en grond. Jy's absoluut niks in die land. Ons braai nou glad nie meer nie, ons barbecue sommer alweer. Daar's nie iets soos 'n boerewors nie, is 'n sausage. Nee, ek verstaan. Dis 'n sausage. Ja, vir daai week tot ons weer wen en dan verander alles weer terug. Dan is weer okay, dan is ons weer maatjies en dan kan ons weer by mekaar se huise gaan kuier. I get it. Hoorie, ek wil ook voordat ons praat oor jy weet en die album en die klank wat jy van gepraat het. Kom ons gaan bietjie terug in tyd. So ek dink die Joe F treffer wat so ek like om dit so te verduidelik. Ek het Skelmpies groot geword in die MK era, want ek was veronderstel om Teletubbies te kyk, toe kyk ek af. So dit was nou maar ongelukkig waar ek opgeëindig het, maar ek's baie dankbaar daarvoor, want laat ek vir jou sê, ek het soveel cool soos musikante ontdek, wat ek so dankbaar voor is, want ek sê nie my era, en ja, ek gaan dit nou ongelukkig hardop sê, ek is 'n Gen Z. Hier goed bel die polisie. Maar soos dit is regtig net so 'n ding soos van ek het groot geword met hierdie man op my skerm wat letterlik vir my sê hou my vas en lekker hou vas. Maar kom ons praat oor daai era van musiek en daai klank wat jy toe gevorm het. Ja. Daai tyd was kyk, dit was mos 'n heeltemal 'n nuwe ding. MK era soos jy sê, dit was 'n meer 'n alternatiewe rocky vibe en dit was en vanaf ek jonk was kyk ek's 'n groot Bruce Springsteen fan. So ek het regtig van die rock vibe gehou. So my ding is totaal en al rock en sulke goedjies gewees. Toe besluit ek wil definitief ietsie doen met die rock, bietjie harde rock en miskien 'n bietjie punky rock en kyk, daar was die punk era ook daar tussenin, so dit was right. En toe hoor ek een aand, toe ek klaar hou my vasgeskryf, en dit was actually was die song 'n ballade. Okay, hou vas in 'n matras, the force is los. Yeah. Okay, wag, kom ons kyk nou eers gou 'n bietjie. 'n Ballade. It was 'n ballade. So, die song was actually a ballad. So, as jy mooi gaan luister, is it actually hou my vas, hou my dop, kyk net op. So dis daai hele dis actually 'n ballade gewees van jy sit en dink en you're looking up above and down below, wat gebeur met jou lewe vibe. So en dis die vibe net vir my heeltemal daar nie. Dit was ek hou van ballads, maar dit is MK, come on, dis MK era, jy rock man. En toe gaan ek toe speel ek Bourbon Street in Potch. Lekker vibe daar. En ek hoor toe
Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my vein. Daai. En toe ek dit hoor, toe bel ek die ou in die studio. Dis is van luister. Ek soek hierdie. Al hierdie Gigi. Okay, daai. En so die volgende dag ek studio toe en toe sit ons die song en dis hoekom my song begin op so Gigi en toe ons 'n hele punky rocky vibe met my fast. Toe verander die hele song. En toe besluit ek wel dit is vir my nogal die vibe wat ek mee wil gaan. Maar toe hou ek nog steeds die tipe feel, maar gaan maar 'n bietjie meer kontemporêr op met van die liedjies. Ek het 'n song gehad, Cherry Pop Cola. Cherry Pop Cola. Maar die song was actually 'n Engelse song geweest. Toe ek die Engelse song wat ek geskryf het, toe draai ek hom om vir Afrikaans. Okay. Ja, so die song gaan, yes, my Cherry Pop Cola, whiskey and soda. Maar eintlik was dit, I've been up all night, thinking of you, everything is alright, hope you are too. So dis hoe hy gegaan het. So, toe verander ek al my liedjies wat ek in Engels gehad het, toe probeer ek al alles so omskryf in Afrikaans. En toe werk het actually. En toe besluit ek wel, van die liedjies gaan ek nou so begin skryf. En dit is die vibe wat ek gegaan het. En van daar af het my klank ontstaan, as ek het so mooi kan sê, Afrikaans. Dis voor die beginnote was van hou my vas. Well, ja. Ek wil as jy vir my, dit gaan 'n vol sirkel oomblik wees as jy nog vir my sê Pappak Swinkies was ook eintlik 'n Engelse liedjie en dit was ook 'n dit was ook 'n ballade. Dan gaan ek vir jou sê, wow, jy is 'n meester van hierdie talente van nie net jou eie grense verskuif nie, maar sommer jouself te herontdek in 'n ander taal. Ja, baie dankie. Ek ontdek my heeltemal in my eie taal, het ek myself verdroeg en toe vind ek myself uit die modder uit. Dit baie diep. Maar ek dink dit was 'n goeie besluit. Dit was een vir lekker, I mean, die toere, die mense wat jy ontmoet het, die vriende wat jy gemaak het. Ons gaan 'n bietjie daaroor praat. Ek gaan eers en ek moet ons terug in tyd vat. So ek het op donderdagaande, nou ongelukkig was jy nou net beskikbaar die aand, sies vir jou. Maar grap. Op donderdagaande hier by Weekstaal Vibes het ek 'n alternatiewe show wat regtig fokus op die MK era genaamd Alt Fokus. So ek moet bietjie Alt Fokus na 'n Dinsdag toe bring vir jou 'n Woensdag, want 'n Dinsdag is 'n dansdag en ek is seker ons kan nog steeds 'n paar jippe of 'n kop skud op 'n Joe F se Hou My Vas. Ek moet. Joe F met Hou My Vas op Groot FM 90.5. Luister, as jy nou kon dink dat hierdie man se pas gesê het dit was veronderstel om 'n ballade te wees, is ek eintlik so bly hy het in die ander rigting ingegaan, want waar anders te gaan ek in die middel van 'n highway, okay, in een van die bane, nie net in die middel van die highway nie, genigtig, ek het 'n lisensie, ek beloof, maar in die middel van 'n highway, 10:00 in die aand, 'n pad huis toe na Weekstaal Vibes ry, en myself nie ophype vir, hierdie was nou 'n verskriklike dag, maar ons gaan hom vasvat nie, en die WhatsApp-lyn gaan ook te kere, Joe, laat ek net gou vir jou hierso lees, voordat ons nou kom by die actual rede hoekom jy is, 'n beautiful boodskap van Angelique wat deurgekom en gesê, hi, die liedjie van Joe F was my oorlede boetie se gunsteling. So, jy bring nostalgie en goeie herinneringe terug, al sit jy so ver in New Zealand. Ja, dit is, ek waardeer dit baie. Dit is vir my baie mooi. Dankie. Kry jy nog boodskappe uit Suid-Afrika uit van mense van daai era af wat letterlik sê, luister, waar's jy? Ek kry boodskappe. Elke dag kry ek boodskappe. Ek kry video's waar hulle nog sit en kuier op die songs. Ek kry so video's, boodskappe van, ek het nog baie van die mense wat altyd kom shows kyk, het se nommers en so ek kry nogal redelik elke week actually seker about 12 boodskappies van daai kant af elke keer. Wow. So van iemand anders af en dan is dit nog, en ek dink dit is wat my gedryf het vir die nuwe album. Oor hulle mis dit en hulle mis daai tye en hulle mis die song en hulle mis die soos vliegmasjien miskien en dan speel hulle dit en hulle maak jy weet die moves. Vliegmasjien. En dan Ag, dis en die Hou My Vas ding. So ja, dit is nogal 'n nostalgie
daarmee bygaan, jy weet. En veral omdat jy, soos jy gesê het, dit kom uit daai era van NK uit. So ek dink dit vat mense nogal terug na al daai tye toe ook. So the good days, man, from rock and roll. 100%. En ek wil graag aanhaal soos wat jy gesê het, ek het bietjie gaan oral loer vir hierdie nuwe musiek van jou en ek het by jou webtuiste uitgekom, fantastiese foto van jou op die bank lê. Jy weet so vir jou cover image net daar so gou net in die middel, is dit die middel van 'n see of is dit daar's water in 'n bank en jy met 'n gitaar? Dis 'n stroompie. Is net 'n ou klein stroompie. Okay, ek love dit. So jy het ten minste nie weggespoel nie, anders was jy op daai bank terug Suid-Afrika toe. Okay. Maar een ding wat jy wel gesê het is, dit is soos jy gesê het, 4-5 jaar van kreatiewe stilte. En dan gaan dit letterlik lees hoe dit op jou webtuiste staan, want dit vir my hoendervleis gee, want jy kan regtig die authenticity hoor en hoekom jy hierdie musiek gemaak het. Jy sê na 4 jaar van kreatiewe stilte bring liedjieskrywer en sanger, dis nou jy, nê? 'n splinter nuwe album wat die hart en voete laat beweeg. Hierdie album is 'n viering van lewe, liefde en lig, geskryf met siel, gespeel met passie en bedoel vir jou. Elke lied dra 'n storie, elke akkoord 'n gevoel. Geniet dit, beleef dit. Wat is daai storie wat jy graag wil hê, of daai boodskap wat jy wil hê mense moet ontvang met hierdie? Weet jy wat, die boodskap wat mense moet ontvang actually met hierdie is, weet jy wat, wees net jou authentic self. Dit is my grootste ding wat ek beleef hierdie afgelope 4 jaar, is moenie jouself verloor met mense en goeders om jou en probeer anders wees nie. Probeer net eintlik jou authentic self kry en wees. Want ek dink die grootste ding wat ons baie doen is luister na ander mense se opinies en ons verbreek binne blokkie vir blokkie. En ek dink dit is baie keer goeders wat ons vergeet dat dit 'n impak op ons lewe. En ek dink as jy eintlik vind wie jy regtig is, dan kom jy agter, maar hoorie so, dit is glad nie, jy kan eintlik soveel verder gaan, en dit is glad nie hoe jy moet klink nie, of hoe jy moet wees nie. Jy het soveel meer krag en toekoms voor jou, as jy net oopmaak en net totaal en al, net jouself is, en vergeet van opinies. Dan die probleem is, ons luister te veel na opinies. Ek dink dit is ons grootste probleem. In die wêreld wat ons in bly, is daar te veel opinies oor te veel goed, met al die media goeders en goeders wat oral vlieg en almal lyk so pragtig. Wat lyk so mooi. En jy weet, die ding is, ek dink vir almal is daar 'n plekkie in die son. Ek dink dis die groot ding. En ek het nog 'n nice ding gehoor. Jy weet, ons loop met al hierdie goed wat ons in die verlede het, loop ons saam. En meantime moet jy eintlik maar net, let it go. Because it's nie jou duty om hy goed te dra nie. Dus soos die ou sê, jy weet, jy loop elke dag, elke keer as iemand iets aan jou gedoen het, en iemand het iets aan hom gedoen, vat 'n tamatie en sit dit in 'n sakkie. Dan loop jy met daai sakkie rond. Binne 2 weke gaan jy net nie 1 sakkie hê nie, jy gaan 1 miljoen sakkies hê, en gaan jy daai vrot tomaties ronddra vir die res van jou lewe? Of gaan jy dit laat gaan? Nee, ons gaan dit laat gaan. That's it. Ons gaan dit letterlik in die grond in sit. Laat daar, soos jy weet mos wat jy doen eintlik met 'n vrot tamatie. Jy gooi hom net agter by die agterdeur uit. En dan miskien as jy weet, kyk, is daar 'n tamatieplant en nuwe mooi tamaties blom en groei. So ek dink jy moet net groei waar jy geplant is. Met jou vrot tamaties begin niet. Ja, dis die groot ding. En ek dink dit is juist die deel van die album. Jy weet, my ding is van, jy weet is actually, jy weet wie jy is, jy weet eintlik wat die beste is vir jou. Niemand anders weet dit nie. En dit is ook met die album gemaak het, jy weet. Net om daai uit te kry, want die probleem is, en dan het ek 'n song genaamd Ligtoring. Dit is geskryf weer vir mense in jou lewe wat altyd daar is. Deur dik en dun, hulle is daai ligtoring wat jy altyd na hunker of wil hê en sien in die donker nag, en hulle is daar om jou te kom help, of jy weet, gee vir jou liggie hierso, kom hier na toe.
So ek het al hierdie geskryf oor vriende, familie en actually stories oor ander mense wat deur 'n klomp ander goed is wat 'n mens, jy weet, nooit dink dat dit kan gebeur met mense nie. Ja. En ek dink dit is die grootste deel wat mense vergeet. Ja, dat 'n mens moet eintlik dankbaar wees vir wie jy is. 100%. Ons vergeet dat ons dankbaar wees vir ons. Ja. Yes. En dit is regtig 'n ding soos van as 'n mens klem sit op jy weet. Ek dink baie mense, hulle weet wie hulle is, maar hulle wil nie altyd dit erken nie of hulle wil dit nie altyd wys nie. En hulle sê mos altyd practice what you preach. So ek gaan nie diep vra vir jou laat aand vroegoggend vra. Ek gaan vir jou vra soos jy sê vir ons jy weet, maar ek wil by jou hoor, weet jy? Het jy in hierdie journey, soos wat jy gepraat daai innerlike self, het jy hom gevind? Is jy besig om hom uit te leef? Yes, en dit is juist die ding. Dit is hoekom ek hierdie album gedoen het. Ek het myself gevind, ek het deur 'n klomp goedes deur hierdie 4 jaar en ek het besluit, weet jy wat, dis eintlik wie ek is, my authentic self. Dis hoekom ek my klank gekry wat ek regtig van hou. En ek het musiek geskryf wat regtig vir my iets bedoel en oor goedjies wat in my lewe iets meaning het, of ek dit so kan stel. So ek dink dit is you find yourself en dan dink jy ek kan nog verder gaan met dit. Ek is nou besig om vir die volgende video's ook. So ek is besig met 'n video of 2. Maar en so nee, ek gaan definitief dit gaan oor jy. En ek het net laat gaan en besluit dankie, dit gaan oor my. Dit gaan oor jou. Dit gaan oor ons. Is hier by my, is dit actually jou verjaarsdag, is dit nie? Ek weet nie wat se voeltjie daai Ag nee, wie het vir jou gesê? Wie het vir jou Joe, wie het vir jou gesê? Ek is nie meer hier nie. Van my kant af op hierdie oggend wil ek net sê happy birthday to you. Dankie. Ja, dit is inderdaad, ek het dit probeer download hou. Ek is verskriklik rooi. Ek gaan net my rooi hare gebruik om my rooi toe te maak. Ek gaan my voeltjie vind en hulle nek omdraai. My goodness. Maar ja, dit is op hierdie oomblik by jou die 8de Oktober is dit my verjaarsdag. Ek is dit is 3 ure van my verjaarsdag af hierso in Suid-Afrika, maar dankie, ja. So wat 'n geskenk is dit nou net nie vir my om met jou te praat. Dis die heel eerste persoon wat saam met my verjaarsdag vier. Dankie. Yes, dis hy. Die heel eerste persoon in die wêreld. Letterlik. Ek voel so geëerd. As dit so begin, dan weet ek dit gaan op 'n baie lekker noot afskop. Maar kom ons praat nie verder oor dankie oor my nie of my knie wat nou al 87 jaar oud gaan wees oor 'n paar ure nie. Ons hoef nie daaroor te praat nie. Kom ons praat 'n bietjie oor jou klank, soos jy gesê het, jy het jou klank gevind. Nou, dit is nie die Lastra Scotty Doesn't Know 2004 klank nie. Ja. Wat is dit nou vir jou? Dis totaal en al ietsie niets. Dit vir my is dit 'n tipe nuwe klank. Ek het probeer 'n contemporêre maar rock sound. So ek het regtig contemporêre poppy rock sound probeer hou, wat ek actually love, want dit is, ek is so lief vir soveel genres, dis my probleem, omdat ek musiek geswat het ook, so ek het nie een ding in my kop altyd nie, ek het al hierdie goeders in my kop, so ek is nou nog besig met 'n Engelse hele album ook, en sulke dinge, en ek het actually 'n reggae song ook geskryf, wat ek besig is mee, so nice. Ja, my kop hardloop. Hoor jy is regtig 'n verkleermannetjie wanneer dit kom by musiek. My goodness, ek love it. Ja, so my kop hardloop verskriklik baie. En dit is dis hoekom dit vir my moeilik is om altyd net een genre te kry, maar ek dink die klank wat ek gekry het definitief vir my, vir Afrikaans in my siel. Dis definitief die klank wat ek nou het, dis hierdie
contemporêre hulle sê anthemic, so wat dit is, dis mos nou soos 'n anthem. Ek hou van hierdie anthem tipe songs. Waar mense altyd hande klap. Kyk, ek like dit mos as mense in 'n show staan. Yes. Jy weet daai. So ek probeer daai tipe ding skryf, jy weet, want ek dink Queen het dit nogal goed gedoen. Met die hele jy weet die hele so ek love daai tipe song. Radio Gaga. Yes. Ja, natuurlik. Live Aid to the fullest. I loved it. And we will rock you en daai tipe goed. Jy weet dit is totaal in alle anthemic stuff. Dit is hierdie anthems wat hulle gehad het in die crowd participation. So ek het probeer die songs skryf in die pop rock ding definitief. My om te spring en op en af te kere te gaan en te sweet en te en te voel en dan en dan die in die crowd wil ek net moet participate. As hulle voel hulle wil spring en dans en te kere gaan, dan dis al wat ek wil hê. So ek het soos 'n ligtoring 'n stukkie waar hulle jy kan hande klap en saam sing en so dis nogal nice. Ek hou van daai vibe. Dit maak vir my verskriklik opgewonde, want ek love jou vibe ook, hoor. Nee, dit maak vir my verskriklik opgewonde, want al praat ons nou van jy weet, soos ons nou net gesê het, dit is nie net 'n enkelsnit nie, dit is 'n hele album, 11 songs, daar's wiskunde gedoen te danke aan die stroomdienste, so dit vat jou 32 minute om hierdie hele album te luister, so jy kan letterlik om 2 keer deur luister as jy in Pretoria verkeer sit, so I mean, hoekom nou nie? Ja. Hoekom nie? Die vibe verander die hele tyd. So ek begin soos jy weet en hy begin en hier by 7 begin bietjie harder word en bietjie harder word en poef van eindig hy hard, verstaan jy? So ek dink dit is wat die vibe. Dit maak vir my verskriklik opgewonde. Nou ek kan nie glo, ons het nou amper 'n hele uur gechat nie, hoor. Al wat ek vir jou sê is, nê, ek letterlik en figuurlik, ek sweer die son is nou op amper by jou. Sis en die maan is nou letterlik op die hoogste punt in my lig waar ek is. Maar ek sê vir jou, wanneer jy ook al jou pad vind Suid-Afrika toe, terugvind vir 'n kuier, as jy ons wil deel maak van jou jy weet toer, die deure van Groot FM, spesifiek Weekstaal Vibes, nêrens anders nie, die deure van Weekstaal Vibes op Groot FM staan oop vir jou. Ek wil graag hierdie chat verder vat, ek wil hoor van alles, van as jy na bly, na verder van ligtoring, maar ek wil ook weet, wanneer dit kom by sosiale media, waar vind ek jou, waar volg ek jou, vir dies wat nou nog nie jou gaan staan en spam en stalk het soos ek nie? En net om die journey aan te hou volg. Ja, so hulle kan definitief op die webblaaie gaan kyk. Dis www.joef.co.nz. Dit is een van dit. Wat hulle gaan kyk, die webblaaie. Dan Facebook kan hulle my kry on Joef SA. En dan op Instagram Salle, Joef SA en Joef1. En wat sou nog? Wat het ek nog gemaak? Daar is 'n joef.co.za ook. Daar is nog 'n ZA. Yes. Waar is al 'n ZA ook? Hey, yes, ons het 'n klomp sites. Dis great. In any case. Ek love it. Ek love it. Kyk, ja, so dis great. So so gaan kyk maar net en ja, volg my en luister na die nuwe liedjie. En die album. Veral hier op Benita. Vibes, wil ek net sê, baie dankie. Luister Joe, dit was 'n absolute eer en 'n voorreg om saam met jou te gesels en baie dankie dat ek aan enige gedeelte van die wêreld my verjaarsdag saam met jou kon intree. Dit was ook lekker. Daai voeltjie gaan jy nie moet fluit môre nie, hulle gaan moet sing oor wie dit was. Ek het 'n vermoede, maar al wat ek sê, vir die eerste keer, maar my mens beslis nie vir die laaste keer, hier op Groot FM 90.5. Ons sluit dit af met 'n stukkie Joef. So jy weet, want jy weet, ek weet, ons weet, jy gaan hierdie hele album wil luister. Groot FM 90.5